Want die Vader verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Toch sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Goeiemôre liewe familie, en wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om op hierdie wonderlike dag 'n paar gedagtes met julle te kan ruil en te kan wissel. Ag, en sommer net 'n bietjie te kan gesels oor lydenstyd en oor die tyd waarin ons is as gelowiges hierdie tyd van die jaar nie. Op pad na Goeie Vrydag en dan ook Opstanding Sondag toe. Ek hoop almal van julle het dan 'n lekker lang naweek wat vir julle verby is dan nou hier op hierdie Sondagmôre, en dan nou môre nog 'n bietjie kans het om te rus. Ons self is bietjie weg gewees die naweek. So ek praat hier met julle hier vanuit Beaufort Wes uit. So mag dit vir julle tog ook 'n wonderlike ervaring wees en nog ietsie van die Here vanmôre beleef. Vandag se diens gaan maar eintlik maar 'n redelike korterige diens wees, meer 'n, hoe sal ek sê, 'n oordeenking as 'n preek of as 'n volledige erediens. Net om 'n paar gedagtes met julle te ruil rondom hierdie tyd, hierdie lydenstyd waarin ons op die oomblik is. Mag dit vir elkeen van julle tot seën wees. En familie, voordat ons enigstens verder gaan, kom ons buig net ons hoofde, sluit ons oë en ons nader net na die Here toe. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, dankie Here dat ons op hierdie manier nog steeds kan kerk wees, op hierdie manier kan by mekaar wees en op hierdie manier na U toe kan kom. Dankie Vader dat ons die boodskap nog steeds kan kry. Al is ons nie by mekaar nie, en dat U nog steeds met ons praat. Maak nie saak waar ons is nie, hoe ver ons ook al van mekaar af mag wees. Dankie Here, dat U 'n God is wat in alles werk en met alles werk. Ons loof en ons prys U naam ook vir hierdie erediens. Mag U naam geheilig word en U wil geskied. Dankie Here vir U liefde. Amen. Familie, soos ek sê, vandag gaan meer 'n oordeenking diens wees as 'n erediens soseer. En ek wil graag net so 'n paar gedagtes met julle wissel. In die laaste paar weke was ek in 'n klomp gesprekke betrokke waarna 2 vrae gevra was. Die eerste vraag is, as jy dink aan die toekoms, wat maak jou opgewonde en wat maak jou angstig? Hierdie vraag se antwoord, as 'n mens nou gaan kyk na die antwoorde wat ek gekry het op hierdie vraag, word keer na keer eintlik so oorskadu met negatiewe en slegte dinge wat mense eintlik tot 'n mate maar laat wakker lê in die nag. Almal van ons is bekommerd oor 'n klomp goed, maar baie van hierdie goed stem eintlik ooreen. Ons is eintlik almal bekommerd oor dieselfde goed. Ons is almal bekommerd oor die toekoms van ons land. Ons is almal bekommerd oor die stygende pryse van alles rondom ons. Ons is bekommerd oor basiese goed. Goed waaroor ons nie eintlik moet of hoef bekommerd te wees nie. Raak ons nou al hoe meer en meer bekommerd oor, want ons kan sien dat die leiers van die wêreld
eintlik nie te veel met ons te maak het nie. Dit begin al hoe duideliker word dat die regerings van die wêreld eintlik nie omgee oor die mense nie, maar net oor hulle self. En dit is 'n feit reg oor die wêreld en verseker hier in ons land ook. In hierdie gesprekke wat ek gehad het of wat ons gehad het, het ouers met kleiner kinders hulle vrese uitgespreek oor die toekoms vir ons kinders. En ek self het deelgeneem aan daai vrese. So baie negatiewe goed, so baie slegte, donker goed. Maar eintlik het die vraag gegaan, wat is dit wat jou opgewonde maak en wat is dit wat jou angstig maak? Dit het gegaan oor die positiewe en oor die negatiewe, maar net die negatiewe is geantwoord eintlik. En dit bly vir my eintlik ongelooflik fascinerend hoe ons as mense so maklik net ons fokus op negatiewe goed in die lewe kan plaas. En ek weet familie, ek weet ons het rede om so te maak. Ek weet ons het rede om te twyfel, om te vrees, om angstig te wees oor die toekoms. Want ek lewe ook in hierdie wêreld. Ek moet ook hier oorleef en ek moet myself ook bly forceer om te droom oor 'n beter toekoms. En soos ek aan die begin gesê het, was hierdie gesprek gedryf deur twee vrae. Die eerste, soos wat ons gesien het, het gewoonlik nie 'n baie mooi en 'n positiewe boodskap gehad. Die tweede vraag in hierdie gesprek was, na watter Bybelteks of Bybelvers gryp jy as jy so voel? Wat is eintlik so of jou grypteks? Die teks wat sal kan maak dat jy beter voel en beter anders dink oor die dinge en sommer net oor die algemeen 'n bietjie van 'n positiewe uitdrukking op jou gesig sal hê. Nou ek beleef in hierdie gesprekke dat dit hier nogals interessant raak. Vir sommige mense is daar 'n baie vinnige en duidelike antwoord as dit kom by hierdie vraag. Vir ander is dit 'n geweldige moeilike vraag vir twee redes. In die eerste plek, hulle dink dalk nie daar is nou verse wat regtig vir hulle iets kan beteken nie. Of in die tweede plek, daar is so baie tekste of verse om van te kies dat mense nie weet waar om te begin, waar om te vat of waar om te los nie. En ek dink in vandag se tye, met alles wat skeefloop en moeiliker raak, is dit soms baie maklik om te sê dat daar nie regtig iets is wat nou met my praat nie. Of dat daar nie regtig nou 'n vers is wat my gedagtes positief sal kan verander nie. En die probleem wat ek hiermee het, is iemand wat dit sê, het baie kere tot 'n mate totaal en al weggedraai van God en die Bybel af. En dus sal daar niks wees wat hulle gedagtes sal kan verander nie. Maar indien daar 'n klein stukkie hoop in ons kan bly vassteek, 'n klein bietjie hoop kan bly vassteek dat daar wel dalk iets beters hier uit sal kan kom, dan glo ek, daar sal 'n Bybelvers wees wat ons in 'n positiewe rigting kan druk. Ek wil graag met julle 'n paar van hierdie Bybelverse wat ek in hierdie gesprekke opgetel het, met julle deel. In hierdie seisoen van die kerkjaar waarin ons is, hierdie lydenstyd, is ons juis besig om die pad van Jesus se lyding opnuut weer saam met hom te stap en te deel in hierdie angswekkende, maar tog hierdie glorieryke pad van Christus. Die pad waarop ons nou is, die tyd waarin ons nou is 'n tyd waarin ons gedwing word om te fokus op die lyding van Christus en om onsself weer voor die troon van God te plaas en eintlik ons afhanklikheid weer te erken. En vir my is dit juis in die gesprekke oor ons vrese, oor ons angs, oor ons bekommernis, waar dit uitgeleef word. Waarin ons iets van ons afhanklikheid van God kan verwoord, omdat ons weet dat Jesus ook op 'n keer angstig, bekommerd en bang was vir dit wat vir hom voorlê. Ek deel graag met julle 'n paar verse. Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Psalm 121, ongelooflike psalm wat sê, 'n bedevaartslied, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal bedags jou nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.
Habakuk 3, die albekende vers wat sê, hoofstuk vers 17, wat sê, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Jeremia 29 vers 11 tot 12 wat sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. En dan sluit ons af amper Spreuke 3 vers 5 tot 6 wat sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. En dan natuurlik Job se verhaal. Eintlik die hele verhaal van Job het uitgekom as hierdie kragtige belofte boodskap. En daar was selfs verwysings na kerkliedjies en van hierdie gesprekke van die mense gryp na 'n kerkliedjie dat die lirieke van 'n lied toe so ongelooflik is. Nou hierdie verse is maar net 'n paar van dit wat gedeel is tydens hierdie gesprekke wat ek gehad het hierdie laaste ruk. En dit het my gehelp en ek hoop dit help vir u ook om iets te kry om weer aan vas te hou in hierdie tyd. Om na iets toe te kan gryp wanneer dit voel asof die wêreld jou insluk en jy besig is om te verdrink. Ek weet baie van ons voel so. En ek weet baie van ons het eintlik nie meer krag om te hoor dat daar 'n Bybelvers is wat vir ons iets kan beteken. Ek verstaan dit baie goed. Maar in my belewenis is eintlik mense wat redeneer, daar's nie nou iets vir hulle nie. Dis mense wat eintlik lanklaas hulle gesigte na God toe gedraai het. En die boodskap van lydenstyd, familie, is eintlik hierin vasgevang. Dat ons in ons mens wees, in ons twyfel, in ons vrees, kan draai na God toe en steeds kan gryp na iets om aan vas te hou. En Jesus self het telkens in hierdie tyd, hierdie lydenspad wat hy moes loop, uitgeroep, gegryp na sy Vader toe en ons sien tot aan die kruis, tot in die laaste oomblikke van sy lewe op aarde het hy nooit sy gesig van God af weggedraai nie. Tot toe alles verlore gelyk het hy juis vasgehou aan hierdie beloftes wat in die skrif opgeneem is. Jesus het gegryp na die beloftes wat God gemaak het aan sy volk deur die eeue. En so, familie, kan ons ook. So moet ons ook. Veral in hierdie moeilike tyd waarin ons is. Ons kan nooit hoop verloor nie. Ons mag nie. Mag God ons help om altyd te bly vasklou. Altyd te gryp na hom toe, al lyk dit hoe swaar en hoe donker rondom ons. Mag ons altyd weet dat die Here ons hoor en ook saam met ons stap. My gebed is, familie, dat ons altyd sal bly gryp na God toe. Amen. Mag dit vir ons 'n troostboodskap wees. Wanneer ons na die Here toe draai, daar waar ons elkeen is, mag die Here by ons wees. Mag die Here met julle wees. Gaan in vrede. Amen.